Right. Welkom by nog 'n Kieterklets episode. Vanoggend praat ek met Maddie van Skalkwyk. Ek het haar onlangs ontmoet en ons het onmiddellik geklik en ek is mal oor dit wat sy doen. Sy is die eienaar of founder of wat mens dit ook al noem van 'n organisasie wat genoem word Ask. Nou Maddie, vertel net vir my eerstens, hoe oud is jy nou? En ek gaan vir jou sê hoekom ek wil weet hoe oud jy is, né? Want ek voel altyd as ek weet hoe oud iemand is, dan weet ek hoeveel lewenservaring hulle al het. En dit is nie om te judge nie, dit sit my net, anyway, ek hou ervan om te weet hoe oud mense is. So sê net vir my, hoe oud is jy? Ek is 41. Fantasties, so jy het al 'n pad gestap, jy weet? Ja, nee, as ek vir jou moet sê hoe oud ek voel teenoor hoe oud ek is, dis 'n ander ding. Ek is dalk 'n bietjie meer nader aan 70 op hierdie stadium in terme van wat voel ek dalk ervaar het. Ja, ek dink veral ook hierdie tyd van die jaar, ons almal is moeg en burnt out en alles, maar ek dink persoonlik hierdie twee werk wat jy doen, hou wel mense hart en gees jonk, want dit is ongelooflik werk wat jy doen. So kom ek begin sommer onmiddellik om te vra, hoe het jy aan hierdie organisasie gekom? Want iets wil vir my sê, want ek ken myself, ek sal dit wou gedoen het uit eie ervaring uit, jy weet, omdat ek 'n pad gestap het met iets. So, maar ek wil nie assumptions maak nie. Kan jy my net asseblief vertel, hoe het jy met hierdie ongelooflike oulike konsep vorendag gekom? Dink is die regte Dankie. Afrikaans. Ja, ek maak altyd 'n grapie en sê daar's twee goeters. Dit was 'n existential crisis in my middel 30's. Ek was op 'n sabbatical en ek het besef die wêreld gaan eintlik heel oukei met jou aan sonder jou. So wat is jy eintlik in 'n daaglikse manier besig om 'n verskil te maak? En ek het altyd die familieetes geroon. Ek is iemand wat nogal graag 'n bietjie die devil's advocate speel in om die tafel, maar ek hou ook van moeilike gesprekke. So ek sal partykeer dalk nou karring op 'n gesprek wat nie almal wil nie, en ek dink ek het later ook besef ek was redelik arrogant om te dink baie keer ek kon nie die gesprek voer van die plek wat ek het as ek miskien 'n opinie gehad het oor iets wat ek nie noodwendig ervaring in gehad het nie. So ek het eendag nog 'n fight gehad om 'n tafel en die volgende dag het ek by een van my vriende gesit en gesê ek weet nie hoekom nie, ek love hierdie gesprekke en vir een of ander rede eindig dit altyd op in hierdie verskriklike bekleierery. En hy het gesê, luister, jy kort 'n ander platform om hierdie te doen. So dalk wil jy met mense praat en jy wil dalk die mense kry wat hierdie gesprekke wil hê. En so ek het 'n paar formate gaan uitkyk oor die wêreld wat deel in gesprekke. En ek dink wat ek later gedoen het is ook om te kyk wat uit 'n Suid-Afrikaanse konteks hoe ons persoonlikhede werk met hierdie tipe gesprekke en wat ons benodig. En so wat iets op my hart gelê het is, ek dink die behoefte, ek het baie konservatief ook groot geword, so ek het ek het nie baie ervaring gehad met mense van ander agtergronde te praat of met mense van ander gelowe of lewenservarings nie. Maar hoe ontmoet mens iemand en gaan, hoorie, kan ek hierdie simpel vraag vra oor iets wat ek nou eintlik simpel voel ek nie weet nie, as ons nie 'n spasie daarvoor skep nie. So hoe sou dit lyk as mens vooraf toestemming gee om vrae te vra wat moeilik is, vrae te vra wat sê, hoorie, kan ek die konteks gee van hoekom ek hierdie vraag vra? En dis al waar hierdie toe nou als begin het is om 'n spasie te skep waar ons sê, kom vra die vrae hier, kom ontmoet mense van ander agtergronde en die intensie daarvan is om te mag vra. En ons gaan jou nie vra na die tyd of jy jou opinie verander het oor iets nie. Ons wil net hê jy moet die geleentheid hê om met mense te praat van verskillende lewensagtergronde of ervarings. En dan 'n opinie te vat en te sê, "Sjoe, weet jy, daar's eintlik 'n storie of 'n hele mens agter hierdie titel. Daar's goeters wat ek mee saamstem en nie saamstem nie." Maar net at least die geleentheid hê om daai gesprek te hê. Nie almal is baie uiteenlopende persoonlikhede nie. Nie almal is gemaklik as hulle agter iemand in 'n tou staan in 'n winkel om te gaan, "Hoorie, ekskuus, ek sien jou hare lyk, so kan ek jou 'n vraag vra nie." Maar as mens nou 'n spasie skep waar jy sê dit is waarvoor hierdie is, dan gee mens dan mense die geleentheid om dit te doen. Ja, nee, ek hoor totally wat jy sê, want ek dink ek is eintlik ook, en dis dalk hoekom ek en jy geklik het, want ek is ook 'n persoon wat om die tafel hierdie tipe gesprekke wil hê, maar ja, eventually doen mense dit nie meer nie, want mense wil dit nie hê nie, of hulle word kwaad vir jou, so ek het heeltemal begrip van waar jy vandaan kom. En kyk, ek moet vir jou sê, Saterdag het ek ongelooflik geniet. Ek het daar gery en ek was op 'n absolute high, en ek dink daar's baie mense soos ek en jy wat net nuuskierig is. Ek wil nie noodwendig goed weet vir sensasie of omdat ek een of ander fetish het of jy weet, dit is pure net ek wil beter verstaan. En daar's, jy weet, mense sal, soos ek het 'n vriendin wat 'n kind verloor het, né? En
sy het al vir my gesê, Lelani, niemand kan vir of wat haar irriteer is iemand vir haar sê, o ek verstaan hoe jy voel, maar jy het tog nooit 'n kind verloor nie, so jy weet nie. So jy gaan nie weet nie. So mense het begrip en jy wil daar wees vir mense en wat ek van jou platform hou is as jy iemand is wat 'n gestremdheid het of in die tronk was of man met ADHD sukkel, wat dit nou ook al is, want die lys is lank, okay? Dan voel ek hierdie is 'n amazing platform om mense te gaan actually ontmoet wat met daai selfde ding deel. Want dit is niks so lekkerder, want ek is 'n rape survivor, okay? So wanneer ek met iemand praat wat daardeur is, die gesprek is net anderste. Verstaan jy? So iemand wat byvoorbeeld met dwelm sukkel of met wat ook al pornograaf, porn of dobbel of soos ek sê, die lys is seker verskriklik lank. Want ons as mense, ons is messy. Ons het dinge. Ons is mense. Ons het dinge. Okay? So ek is regtig waar verlief op jou platform en ek wil hê die kyker, julle moet ook verstaan as julle hierna kyk. As jy iemand is soos ek wat nuuskierig is en jy gaan deur iets, hier is 'n platform waar jy regtig met iemand kan praat wat jou gaan verstaan. Of as jy dalk 'n kind het of 'n partner het of saam met iemand werk wat ook hiermee, jy weet, ek wil heeltyd die woord sukkel gebruik, maar sukkel is die regte woord nie, maar wat in so 'n situasie is. Gaan kyk na hierdie ongelooflike platform want daar gaan jy nog iemand kry met wie jy kan praat en jy weet nou en Maddie, is praat nie maar net die beste vir ons almal nie. Ek dink mense onderskat soms daar's 'n rede hoekom daar iets soos narrative therapy is. Die potensie van storie vertel, dit gaan nie net oor ons kry die geleentheid nou om hierdie uit te kry uit in ons vent of ons jy purge nou al hierdie goeters van jou uit nie. Daar is iets om jou eie storie te mag eienaarskap voorvat en te besluit wat jy daarmee wil doen. Veral met trauma stories, veral met verlies. Ek dink wat baie keer wat ons nie besef nie is, jy weet, dit word op mense gesit dalk, daar's dalk iets wat met jou gebeur en jy verloor daai eienaarskap amper van jou eie storie. Want nou as jy so 'n platform het, wat lekker is, jy hoef nie 'n publieke spreker te wees, jy hoef nie nou okay te wees om voor 300 mense te staan nie, dis 1 tot 1. En jy kan ewe skielik gaan, maar dis my storie. Watter deel van daai storie wil ek vertel? Wat wil ek met mense deel? En die lekker ding van die ander kant hiervan is ons het 'n vreemdelinge. So die rede hoekom baie mense nie praat met sê net maar 'n vriendin wat deur iets gaan nie. Jy praat van iemand wat sê net maar haar kind verloor het. Ons raak so ongemaklik. Ons is so bang ons gaan die verkeerde ding sê. En nou is daar hierdie verhouding at risk. Jy wil nie gaan en sê hoorie, as ek die verkeerde ding sê dan verloor ek hierdie vriendskap. So ek sê liewerste niks nie. Nou sê ons, hoorie, hier's 'n vreemdeling. As jy nou die verkeerdste ding op aarde vir hulle sê, jy wil hulle nooit weer te sien nie. En as 'n community hou ons hulle vas. Ons wil seker maak hulle is okay. So nou raak ons 'n bietjie meer braaf om daai vrae te vra, te kyk hoe iemand reageer en dan te gaan, sure, okay, iemand anders wat hierdie ervaring gehad het, het nou dit gesê of hulle kan partykeer vir jou sê, weet jy wat goed is as jy daai vrae gaan vra, dit sal dalk beter wees om dit so te vra. Nou kan jy teruggaan na daai plek waar daar waarde is aan 'n verhouding en jy kan met 'n bietjie meer van 'n sensitiwiteit dalk in daai gesprek ingaan. Of soos jy sê, jy kan by iemand gaan sit wat regtig al deur daai selfde ervaring is en te gaan, ja, jy weet, of jy kan by iemand gaan sit en sê, hoorie, ek het 'n vriendin wat deur hierdie ding gaan, ek verstaan dit glad nie. Dit maak nie vir my sin nie, dit is my simpel dat dit nou so groot deel is. So kan jy vir my verduidelik, jy weet, want ons het nie noodwendig altyd die spasie om dit te doen. Ons het nie die verhoudingsdiepte altyd om daai gesprekke te hê nie. So nou het jy 'n vreemdeling en dis hoekom die stranger element in ons naam so belangrik is. Jy kan hulle kom vra. Niemand gaan nie met 'n stoel gooi as jy ding verkeerd vra nie. Jy hoef nie polities korrek te wees nie. Jy hoef nie te bang te wees nie. En die rede dat ek dit kan sê is as ek mense voorberei vir hierdie gesprekke, ek vra regtig die worst question wat ek kan dink iemand kan vra. Om te kyk hoe voel iemand aan daai gemak. En ons vrywilligers weet ook as hulle nie iets wil antwoord nie, kan hulle net sê, weet jy, ek verkies om dit nie te antwoord nie, maar vra my iets anders te. So hierdie manier om jou storie te kan vertel, om jou spasie te mag hê, om mense te hê ook wat jou storie waarneem. Daar's 'n verskriklike potensie aan daai tipe manier van hoe ons met mekaar deel. En ek dink dis wat vir my altyd so opgewonde maak om te sien hoe daai effek dan uitspeel vir mense wat deelneem aan weerskante van die gesprek. Ja nee, dis ongelooflik. Hoor jy gepraat van jou volonteërs. So hoe kry julle as iemand hierdie kyk en hulle voel hulle wil graag 'n volonteer raak. Hoe raak iemand betrokke? Is daar 'n kriteria? Kan jy my 'n bietjie vertel daarvan?
Ja, so die lekker ding is, enige iemand is welkom by hierdie inisiatief. Mense hoef net nie daar te sit en te sê, o nee, maar my storie is nou vervelig en ek het nou nog niks interessants gehad nie. Ons is almal iets anders vir iemand anders. Vir jou is die mees normaalste ding, die kultuur waaraan jy behoort, jou haarstyl, is vir iemand anders te iets wat hulle nie van weet nie of nie verstaan nie. En wat vir my altyd lekker is as 'n inisiatief, is om vir mense verskillende variasie topics te gee, sodat iemand gaan daar aankom en hulle gaan dalk te bang wees om met iemand te praat in 'n rolstoel, want hulle voel 'n bietjie oorweldig deur die idee. Maar nou is daar 'n onderwyser en hulle kan daar begin en dit voel dalk vir hulle bietjie veiliger. En hulle gaan nog steeds iets leer van 'n ander mens se storie. Maar dan gaan hulle kan sien, okay, sure, so ek kan eintlik my pad opwerk na die level waarmee ek gemaklik is. So enige iemand kan iets waardevols tot ons inisiatief bring. Dit hoef nie 'n storie van trauma te wees nie. Dit hoef nie die mees opwindendste ervaring te wees nie. As jy net voel, weet jy, hierdie klink na 'n interessante gemeenskap om van deel te word, kan hulle nou uitreik na my toe. Die storie waaroor jy praat by ons geleentheid, dit moet iets wees wat jy persoonlik ervaar. So jy kan nie net baie, jy weet, jy kan nie baie passievol wees oor 'n topik, maar dit is nie iets wat jy persoonlike ervaring in het nie. Maar ons het maniere om daarmee te werk. So mense hoef ook nie nou te gaan oor die ek het nou nog nie hierdie uitgefigure nie, so ek kan nie deel wees nie. Ek hou 'n trainingoggend, dis gewoonlik so 3 ure lank. Ek praat oor al die raamwerk wat hierdie spasie ingebou is en dan help ons mense om hulle titels te kies en 'n bietjie te ervaar hoe dit voel om daar te praat. En jy kan 2 of 3 titels bring. Dit verander van geleentheid tot geleentheid. Jy hoef ook nie te bekommer jy is dalk nou verskriklik besig. Hierdie klink nou lekker, maar jy kan net een keer in 2 jaar doen. Dit maak nie saak nie. So dit is regtig oop vir enige iemand. Hulle kan my net kontak. Ek laat weet hulle as ons 'n training geleentheid doen. Partykeer doen ek 1-tot-1 training sessies as daar kapasiteit is. En dan word hulle deel van die organisasie en ek laat weet hulle hoorie ons het nou 'n volgende geleentheid is in Februarie. As jy beskikbaar is, sit jou naam vorentoe. So dit is eintlik baie organies, dis baie oop. Enigiemand kan deel word. En is ook iets mooi, jy weet buite om die geleentheid te hê om met mense te praat, mense te ontmoet, word jy deel van 'n gemeenskap. Jy word deel van 'n spasie. Ons het van ons vrywilligers is nou al deel hiervan vir 7 en 'n half jaar. So daar's vriendskappe wat gevorm word. Jy leer interessante mense leer ken. Daar's mense wat nou al inisiatiewe saam gehardloop het en huisvriende geraak het. So dis 'n ander manier om gemeenskap te deel en 'n verskil te kan maak. Ja, ek hou van alles wat jy nou gesê het want en ek is bly jy het gesê dit hoef nie noodwendig traumaties te wees nie. Jy weet dit's nie 'n dag van swaar stories nie. As jy iemand is wat dalk verslaaf aan chocolates en jy het reg gekry vir 'n jaar nie chocolates te eet nie, okay? Dan is hierdie ook vir jou. Want jy kan ander mense kom vertel, jy weet van wat was jou favorite chocolates, hoe dit wens jy reg gekry het om nie meer so baie chocolates, jy weet, so dit is elke storie kan 'n verskil maak en ook soos jy sê die mense wat wil deelneem. Weet ek dink nou sommer aan soos ouer tyd, okay, dat baie mense wat miskien 'n bietjie alleen is, maar hulle kan nog bestuur en hulle wil graag deel wees van 'n community. Ek dink dis ideaal ook, jy weet, raak 'n volunteer of kom luister net na die stories, want ek kan nou vir jou sê ek was nou by een gewees en ek wil altyd na almal toe gaan, want dit was my 'n ongelooflike lekker tyd. Weet ek kan nie daar wegry en dink, "Ag, ek nou my hele Saterdag gemors nie." Jy weet, so ek wil jou regtig vir aan het as jy tyd het en jy's lus om mense te ontmoet en veral interessante mense, dan moet jy regtig 'n draai maak by hierdie plek sê wens, want ek sien op julle webwerf het julle 'n skakel vir events. So word al julle goed gereeld daar opgelaai. So die beste plek heel moontlik vir mense waar ons die mees aktiefste is ons sosiale media, so ons Facebook, ons Instagram, en dan het ons ook 'n WhatsApp groep wat elke event opkom, elke training event kom op. So ons is baie meer aktief op sosiale media. My webwerf is nie altyd die mees up-to-date plek om dit dalk te kry nie. So ja, en ons het ook 'n mailing list. So as mense my wil kontak en ek kan hulle op daai mailing list sit, so ons probeer op verskillende maniere vir mense beskikbaarheid stel en ons pop op verskillende plekke. So ek wil ook vir mense sê, jy weet, jy dalk 'n gemeenskap wat hierdie sal geniet om te host. Om uit te reik en te sê, ons het al hierdie events gehost in 'n shopping center, in 'n kerk, in 'n klein teater. Ek maak altyd 'n grap en sê as iemand vir my 'n groot genoeg lift gee, gaan ek 2 volonteërs daarin sit ook en met mense maar op en af praat in die gebou. So ons is baie ook organies om te kyk hoe hierdie tipe geleenthede kan lyk in verskillende spasies. So ja, dit is regtig 'n
organiese manier van hoe ons dinge hardloop. Maar ja, hulle kan uitreik na ons toe. Ons sosiale media is definitief die beste plek om inligting te kry. Okay, nee, great. Sê vir my, het jy miskien agente? Kom ons sê iemand kyk dit nou soos my vriendin in Pretoria byvoorbeeld, Corlies, en sy sê sy wil dit ook doen. Het jy miskien mense wat dit dan, wat ek weet jy's in die Kaap, reg? Ja. So het Ja. jy mense wat dit dan vir jou, wat onder jou brand dit doen, maar hulle plekkie dan kan beskikbaar stel en sê, hoorie, ons doen dit vandag in Pretoria, of hoe werk dit as iemand dit namens, ek nie namens jou nie, maar jy weet wat ek bedoel, wat soos Ja. agente is Ja. vir jou, of iemand is in Bloemfontein of PE, wat ook, want jy gaan nie oral wees nie, en ek weet jy Ja. het ook 'n vaste werk, so hoe werk dit as iemand dit dalk wil betrokke raak van daai point of view af? Hulle kan verseker uitreik na my toe en mense kan praat oor hoe dit lyk. En ek wil eintlik ook vir mense sê daar's verskillende maniere om by te dra tot hierdie gemeenskap. As jy nie noodwendig 'n vrywilliger is nie, maar jy het ook hierdie kapasiteit om nou 'n hele organiseerder te word nie. Ons het mense wat hulle is basies ons local community driver wat basies hulle het al ons printing werk in daai area, maar hulle het nie noodwendig altyd die kapasiteit om die geleentheid te hardloop nie. Maar so mense kan my kontak en sê, hoorie, hierdie is waarvoor ek kans sien. Kom ons probeer dit. En dan help ek hulle half daai begin dryf en dan tot hulle nou gemaklik is om in die volgende fase in te stap. Natuurlik is die training van volunteers is 'n bietjie van 'n sensitiwiteit omdat mens half 'n as mens lank in hierdie spasies begin jy optel wat se vrae jy moet vra om seker te maak iemand voel veilig met hulle gesprek sodat ons seker maak ons volunteers is altyd looked after. Hulle deel met inligting soms en ons wil nie hulle moet huis toe gaan en nou is hulle dalk vir 2 dae rou nie. Maar ons het al met mense gewerk om hulle reg te kry om te kyk wie kan goeie vrywilligers wees. Hoe kan ons hulle prep met soveel as moontlik inligting sodat ek dan net inkom en half 'n laaste check doen. So asseblief as mense lus is om betrokke te raak, party mense sê net hoor jy ek kan help met printing. Kan ek kom help met banners opset? Ek wil net sommer met julle uithang. Daar is regtig 'n plek vir enige iemand om op die level van hulle kapasiteit beskikbaar en betrokke te raak. Okay. Okay. O, ek hou daarvan. Hoorie, ek moet vir jou sê, jy is nou die beste ding wat ek gevind het hierdie jaar, want jy het toch gesê party mense is al 7 jaar betrokke, so hoe lank doen jy dit al? Ja, so ek het in 2017 begin met 'n konsep wat onder 'n ander brand gehardloop het. En ek het eintlik in COVID toe nou Ria 6, hoekom ek partykeer gevoel het dit hak partykeer vas en dit sit nie so lekker nie, maar ons het in af besig met en dan 'n Stranger Kind of ons Ask Initiative is van 2021 af al aan die gang. So ja, maar van ons vrywilligers, ek meen iemand soos Nkateko met wie jy gepraat het, is van ons OG's. Hulle is al deel van die furniture by ons. So Ja, nee, sy is ja. baie, baie oulik. Joh, ek is bly ek het met haar kon net. Ek het dan net laasens, so as 'n corporate company, as iemand dit kyk en hulle is dalk 'n PA by 'n company of 'n eienaar en hulle is die persoon wat hulle events moet reël, dan, want ek het op jou webwerf gesien, jy het alke foto's van corporates. Ek dink natuurlik dis 'n amazing idee vir corporates, want dit help jou ook om as jy miskien met 'n kollega werk wat in daai kategorie is, maar jy weet nie hoe om dit approach nie. Dalk is hierdie 'n manier. So, hoe werk dit met corporates? Kan jy meer as een persoon by 'n volunteer sit? Kan jy my net bietjie vertel hoe kan corporates betrokke raak? Ja, en dis great. Ek sal graag die inisiatief by meer corporates wil uitkry. Ons corporate events is eintlik wat betaal vir ons publieke geleenthede. Ons publieke geleenthede is altyd verniet, want ons is regtig inclusive in daai manier. Maar obviously moet hierdie gefund word op 'n manier so wanneer ek 'n corporate event hou, betaal hulle korporatiewe fooi vir die geleentheid. Ons bring alles in. Ons bring die marketing, die branding, die alles wat nodig is, die volunteers, ons organiseer letterlik alles. En dan ons sal byvoorbeeld sê net maar 15 volunteers inbring wat gemaklik is om groter groepe te hanteer. So 'n corporate event sal byvoorbeeld hê sê net maar jy het 80 spanlede wat nou wil deelneem en ons het 15 mense, 4 tot 5 mense per tafel. En wat lekker is, so die dinamiek verander 'n klein bietjie. Dis 'n bietjie anders vir die gesprekke, maar daar's ook iets anders op 'n mooi manier daaraan. Iemand aan die tafel het dalk die courage om daai ander vraag te vra of 'n vraag te vra wat jy nie eens aan gedink het nie. En dit is ook 'n baie nice team building geleentheid. Ek onthou een van ons corporate events einde verlede jaar, op 'n stadium met 'n tafel so gelag. Daar was soveel energie aan die tafel dat jy sien die ander tafels het begin, jy weet al wonder nou wat daar aangaan en na die tyd die manier van deel wat gebeur het in daai spasie en die vulnerability wat gebeur het van daai span af. Dit was 'n ongelooflike manier om te connect gesamentlik met hierdie vreemdelinge in die vertrek. So ek dink dit is 'n great geleentheid vir
corporates om te praat oor diversiteit op 'n ander manier of inklusiwiteit. Ons kyk partykeer net na die 3 of 4 marketable topics as ons praat oor inclusivity of diversity, waar ons sê, hoorie, ons bring 'n span ouderdom tussen 20 en 77. Ons het mense van verskillende gelowe, ons het mense van verskillende kapasiteit of disabilities. Ons het mense met verskillende genders of sexuality. So as ons praat van diversity, hierdie lyk anders. Dit is regtig 'n intersection of diversity. Maar dit praat oor vulnerability, dit praat oor storytelling, dit praat oor curiosity wat my groot passie is. So dis 'n ander manier vir om corporates te sê ons is regtig invested in human stories en hierdie is ons daarmee wil begin kyk. So corporates is welkom om uit te reik na my toe. Ons is ook organies oor hoe ons dit doen. Daar's verskillende maniere wat ons dit kan approach. So hulle is welkom met my te praat en ons vind 'n manier hoe dit hulle kan pas. Ja, jogg nee, hoorie. Ek is soos ek sê, ek het basically al my vrae geantwoord. Want dit is quite straightforward. Jy weet, ek kan nou in detail en gaan sê, hoorie, het jy 'n gunsteling volunteer? Vertel jy van my jou ergste volunteer, maar ek wil nie daai vrae vra nie. Want weet jy wat, elke persoon wat hierdie doen is in my oë amazing. Is my hero, nou, want dit vat courage en ek dink dit is amazing die tipe mense wat dit doen ook. Jy weet, so hierdie is ook nie vir almal nie en ek dink dis okay. Dit is okay, want soos my man is 'n introvert, hy is nie mal oor om met vreemde mense noodwendig te praat nie. So hier is nie vir hom nie. En dis okay dat dit nie vir almal is nie. Maar ek dink daar's 'n groot groep mense vir wie hierdie wel is. En hulle moet weet daar is so iets. Jy weet, so dit is hoekom ek opgewonde was om met jou te praat, want daar's mense soos ek en jy wat nuuskierig is. Want ek is nuuskierig. Ek wil weet, ek wil beter verstaan. Want weet jy wat, ek dink ook baie keer mense oordeel amper onnodig oor onkunde, want hulle weet nie beter nie, waar hierdie platform help jy om beter te verstaan, want as jy beter verstaan, sal jy minder oordeel dalk. Jy weet wat ek sê, en jy as 'n persoon groei ook, want ek weet nie, hierdie maak 'n hele wêreld vir my oop. En wat ek baie van nou, Maddie, is, jy hoef nie oor see te travel, en te voel jy met ander kulture gaan sien, en hulle kos te eet, en hulle geloof te woon. Jy kan nie in Suid-Afrika, kan jy actually die mees amazingste mense ontmoet, want ons het so pragtige land, met soos jy sê, die diversiteit is ongelooflik. O nee, Jesus, hoor jy, ek wens jou kan soveel strength toe, want dit is werklik, as ek nou filantropis was, het ek nou vir jou geborg, okay? As enige filantropis daar buite is, asseblief, ja, gooi die geld hiernatoe, want jy, dink jy red mense se, ek dink jy red ook lewens, ek dink jy, daar's my net something about this, I love it, man. Dankie nee, en ek moet vir jou sê, ek is eintlik die glorified events manager agter dit, die volunteers, ek is altyd verstom om te sien hoe 'n everyday person bereid is om 3 ure van hulle dag te gee, want hulle word nie betaal nie, daar's geen benefit hier aan nie, hulle gee hulle tyd, om hulle storie buite te sit, amper soos om hulle binnegoed op 'n tafel neer te sit en sê kom krap rond, want miskien kan jy iets ervaar wat ek deur gegaan het en jou vir alleen te voel nie. Of miskien het jy 'n vraag en jy nog nooit die geleentheid gehad om te vra om beter te verstaan nie. Miskien volgende keer as jy met iemand soos ek praat, verstaan jy 'n bietjie beter. Ek meen daai generosity wat ons volunteers het. Ek dink ek gaan nooit ophou verstom wees oor eintlik wat ons Suid-Afrikaners bereid is om te doen nie. Ek meen ons sit met meer as 150 volunteers oor die land. Wow. Mense wat ek meen van hierdie mense moet vir 'n uur en 'n half travel in 'n rolstoel om by ons geleenthede uit te kom. Daar's mense wat 4 verskillende werke het wat nog steeds tyd sal maak om by hierdie geleentheid uit te kom. Ons het ouens wat violence interruption in die Cape Flats doen wat letterlik my al moes bel en sê hoorie, ons gaan 'n bietjie laat wees, ons het 'n bietjie van 'n krisis hierso, maar ons is op pad en nog steeds hulle tyd kom gee sodat mense beter kan verstaan wat dit is waarmee hulle deel, hoe hulle kan betrokke raak, hoe kan hulle verstaan die taboenes wat hierdie is en hoe ons dit kan verander. En ek gaan net soos, dit is ongelooflik dat mense bereid is om so te gee en 'n verskil te maak op 'n skaal wat baie mense gaan, hoorie, maar 1 tot 1, gaan jy nou ooit die wêreld verander? Ja, weet jy hoekom? Want as ek in daai gesprek gaan, kan ek vra oor die goed wat belangrik vir my is. En dis wanneer die mense shift. Jy weet, jy kan na 'n seminar gaan luister van iemand wat praat oor ADHD, maar as ek kan nou sit en sê, hoorie,
ek het 'n sibling wat nou ek dink ADHD het en dis my irriteer. Ek wil net hieroor weet. Nou is ek invested. Nou is daar 'n rede vir my om anders te luister. En dis waar change lê. As daar 'n value is vir jou, dan dit raak aan iets wat vir jou belangrik is. En dis wat gesprekke oopmaak. Dit is om te sit in daai spasie en te sê, hoe ontmoet ons mekaar op hierdie ding? So ek moet die krediet gaan 100% na die volunteërs toe. Dis hulle wat opdaag elke keer. Dis hulle wat hulle self beskikbaar maak. En met hulle persoonlike stories. Dit vat courage en ek wil ook vir mense sê wat na die geleentheid toe kom, ek ander dit ook altyd, dit vat courage om op te gaan en 'n kaartjie te kies met 'n titel op. Want jy commit daaraan iets ook en jy sê ook iets van jouself daardeur. So ek is ook altyd verstom as mense inleen tot die ervaring en te sê ek gaan deelneem want ek weet ook nie wat ek moet verwag nie en dit ons leer iets van die vrae. Ek het al baie keer gegaan na die tyd. Ek wonder hoekom het ek nou daai vraag gehad. Jy weet, die goed wat ek al geleer het in die laaste 7 jaar, dit wat die volonteërs vir my persoonlik gegee het, hoe dit my lewe verander het. En ek gaan partykeer, ja, ek onthou daai vraag. Ek kan nie glo ek het daai vraag eintlik gevra nie, maar jy weet, wat sê dit vir my? Wat sê dit van my ervarings? Wat sê dit van my waar ek kom, maar dit reflekteer ook oor wat ons self deurgaan. So dis 'n baie giving spasie. En ek moet altyd net die krediet gaan 100% na die volunteërs toe. Hulle is Ja. ongelooflik. Hulle is ja, they've changed my life. So ek Ja, hoef nie te praat obviously. ja, nee, ek moet sê ek hoor wat jy sê oor die volunteërs want dit is eintlik amazing. Dis nou iets heeltemal anders wat ek nou gaan sê. Maar as ek byvoorbeeld nou dink aan Parkrun in Suid-Afrika. Parkrun kan nie bestaan hè as daar nie volunteërs is nie, okay? En dit is die beautiful ding van die human beings, okay? Ons kan daar's ons elke human being het 'n lelike kant en 'n mooi kant, maar ons het eintlik al wat elke persoon reg oor die wêreld eintlik wil hê is liefde en aanvaarding en kindness. Jy weet, en een ding wat jy nou gesê het van tyd, en dit is gelukkig iets wat ek oor die jare baie aan gewerk het, is om vir mense my tyd te gee. Want weet jy wat, tyd is die mooiste transaksie wat daar is, okay? Dit kos nie net wenner geld nie en dit is iets waarmee ek graag wil afsluit is as jy voel jy wil jou tyd vir iemand gee, Ja. dan is hierdie die platform vir jou. En as jy wil tyd gee vir jouself om gesond te word, dan is hierdie ook die platform vir jou, want kom ontmoet hierdie amazing volunteers, daar is iets vir almal, en as jy nou daai dag kom en daar's 'n kaartjie wat nou nie regtig met jou praat nie, vat dan net 'n kaartjie uit, weet, en leer iets. Want jy weet, as ek nou dink aan die ou wat, die, nie gesummit het nie, wat sy ou wat daai stapry gedoen het, wat die disleksie het, ek wil so graag volgende keer met hom praat, jy weet, want wat sy stap wat hy nie gedoen het nie, wat sy stap Kilimanjaro, hy het nie Kilimanjaro klaar gemaak nie. Kilimanjaro Ja. klaar gemaak het. Ek wil met so 'n persoon praat, want soos hy gesê het, jy weet, almal praat altyd oor die ouens wat klaar maak, maar wat van die ou wat nie klaar maak nie? Hy het net so hard gewerk. Hy het net so, verstaan jy, hy's deur dieselfde. So ek wil, so dit is die tipe mense wat daar is. Nee, ek wil nou vir jou sê, ek sal nie sommer weer een van jou events mis nie. Al sneeu dit. Okay, I'm committed. Ek wil 'n volunteer word. Ek wil alles word. Ek is mal oor hierdie organisasie. Hoorie, ek gaan jou webwerf hier in die ek weet los en alles, want dis waar mense jou kan kontak aan hierdie nommer wat ek het van jou, kan ek dit vir mense gee. Enige tyd. Ja, hulle is welkom my te kontak in enige Okay. formaat, e-pos, WhatsApp, posduif, enige manier. Telegram, whatever, ja. Ja, nee. Okay, maar baie dankie vir jou tyd. Hou aan met die amazing werk en ek hoop regtig jy word geseën met groot donasies en amazing corporates wat aan boord kom om hierdie volunteers, jy weet, want ek sien jy gee elke keer iets om te eet en dis baie oulik van jou. En dit kos geld. Jy weet, so koop regtig waar dit word raak gesien en mag jy net sterker en sterker groei. Baie dankie en dankie net vir die platform. Dit beteken vir my altyd so baie, maar jy name en dit gee ook af vir die volunteers. Hulle het actually nogal gesê dit was vir hulle so lekker om daai te ervaar. So baie dankie vir jou tyd. Nee, dis net 'n plesier.